hoop nou, ons het eer sy God, nee? Ok. Nee, want dan is ons by die regte plek. Kom ons staan, dan gaan ons Halleluja 247 sing, eer sy God, die bron van ons lewe, eer sy God, Immanuel, God met ons hier, nee? En mag die Here ook hier wees vanaand in besonder. Kom ons sing daar die 2 verse staande, om dan ook hier die geleentheid dan te begin. Eer sy God, die bron van ons lewe, eer Immanuel, God met ons hier, eer die Gees, ons spoorslag tot strewe, sal ons feeslied drie-enige vier. Eer sy God, laat oor die veld en rande, laat deur die jare die juigtoon weer klink. Maak ons o koning, troue gesande, trou tot die dood, waar die krone reeds blink. Heiland, aan U bring ons dankbare hulde, dank vir die boeie en bande geslaag. U het betaal vir ons tallose skulde, help ons o Jesus, U koning te maak. Eer sy God, laat oor die veld en rande, deur die jare die juigtoon weer klink. Maak ons o koning, troue gesande, trou tot die dood, waar die krone reeds blink. Baie dankie. Ja, vanaand gaan ons voort met ons geleentheid dan ook waar ons begin het. En dit gaan oor Deuteronomium 6 vers 23 as hoofthema en teks vir hierdie hele reeks waarmee ons besig is. En dit gaan oor dat hy ons daar vandaan uitgelei het, uit Egipte waar hy ons uitkom haal het, deur die Rooi See afgesny. Ek weet vandaan dat ek waarlik kind van die Here is, as ek afgesny is van daardie sonde van hierdie ou wêreld, en die Here het my nou in daardie woestyn lewe ingebring. Maar dit was nooit die plan van God, dat die volk in die woestyn moes rondswerf. God se plan was, om hulle van Egipte uit te lei, en in die Kanaans lewe in te lei. En mag die Here ook vanaand, deur hierdie kosbare woord, ook tot ons harte ook kom spreek. Ons het gesien, hierdie Egipte spreek van die natuurlike mens, hierdie persoon wat verlore is, hy is in hierdie toestand gebore, hy is onder die slawerny van die Satan, die Bybel sê baie duidelik, Johannes 8:44, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Ons is onder die verdrukking, want die woord van die Here sê, hy wat die sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. En nou kom die Here, en hy het sy kosbare bloed, deur Jesus Christus wat laat vloei, daardie lam, wat vir ons geslag is, en deur daardie kosbare lam wat geslag is, het ons dan daardie getuienis in ons harte, dat die Here Jesus sy bloed aangewend het. As ons daar die getuienis het van, dat hy ons gewas het in sy bloed, soos hy ook sê, daar in Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Hy het ons kom vrymaak, ons is binne in daardie huis, ons het daardie beskerming, dat ons weet vanaand dat ons veilig is onder die bloed van die Here Jesus Christus, en die doodsengel het geen mag meer oor my nie. Daardie ene wat mag oor die dood gehad het, soos wat 1 Korintiërs hoofstuk 15 sê, dat die duiwel mag oor die dood het, daardie mag is verbreek deur die Here Jesus Christus, deur sy kosbare bloed. En daarom kan ek daardie getuienis ook hê, dat ek deur die Rooi See gegaan het, as 'n kind van die Here is, en dat die Here my kom afsny het van die Egiptenare, en nou in hierdie woestyn lewe,
hierdie vleeslike mens praat van die val en opstaan lewe. Ons het gisteraand reeds gesien hoe hierdie dinge begin manifesteer in my lewe en ek kom agter, maar hier's fout binne in my hart. Daardie sonde wat 'n invloed het, waar ons gesien het, die sonde wat in my woon, hierdie liggaam van die dood waarvan ek gepraat het, waarvan ek verlos moet word, en die enigste waarvan, hoe ek daarvan verlos kan word, is deur die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. Ons sien dat hierdie lewe is nie 'n lewe wat 'n kind van die Here behoort te begeer nie. Hy kom agter, soos Paulus sê, wanneer ek die dinge wil doen wat reg is, dan doen ek dit nie, want hier's 'n ander stryd wat binne in my is. En hy kom agter dat hierdie lewe haat ek, en hy begeer 'n oorwinningslewe. Daar's baie versoekings wat na ons kant toe kom, en hoe die woord van die Here gesê het, dis juis hierdie dinge wat kom openbaar, hoe lyk die dinge binne in my hart, wat vir my kom wys, hoe lyk my hart voor die Here, en daardie onrein hart dan ook kom uitwys. Ons sien dat ons groei begin alreeds in hierdie lewe, maar dit behoort uit te loop na die Kanaans lewe, waarby ons dan ook Sondagoggend gaan stil staan. Daarom nooi ek u om die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak, en wel by Numeri hoofstuk 12, en dan kan u blaai na Psalm 51. Psalm 51, jy kan die vinger daar hou, of daar 'n blaadjie of iets in sit. Numeri hoofstuk 12, ons gaan daarvan saam lees, en dan gaan ons Psalm 51, net 'n paar verse dan ook daar saam lees. Numeri hoofstuk 12, ons gaan daar vanaf die eerste vers met mekaar saam lees. En Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het, want hy het 'n Kusitiese vrou geneem. En hulle het gesê, het die Here dan maar alleen met Moses gespreek? Het hy nie ook met ons gespreek nie? En die Here het dit gehoor. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Toe die Here dadelik met Moses en Aaron en Miriam gespreek, julle drie kom uit na die tent van samekoms, en hulle drie het uitgekom, en die Here het in 'n wolkkolom neergedaal en by die ingang van die tent gaan staan. Daarna het hy Aaron en Miriam geroep, en hulle twee het uitgekom. Toe sê hy, hoor tog my woorde, as julle profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak. Deur 'n droom sal ek met hom spreek. So is dit nie met my knegt Moses nie. In my hele huis is hy getrou. Ek gaan voort in Numeri 12, daar vanaf die 8de vers. Mond tot mond spreek ek met hom, en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie. En hy sien 'n verskynsel van die Here. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my knegt, teen Moses te spreek nie? En die toorn van die Here het teen hulle ontvlam. En hy het weggegaan, en toe die wolk van die tent af weggetrek het, kyk, toe was Miriam melaats, so sneeu. En Aaron het Miriam aangekyk, en sy was melaats. Daarop sê Aaron vir Moses, ag my Heer, lê tog nie op ons die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. Laat sy tog nie wees soos 'n dooie, van wie die vlees, as hy uit sy moeder se skoot uitgaan, die helfte verteer nie. En Moses het die Here aangeroep en gesê, o God, maak haar tog gesond. Toe sê die Here vir Moses, as haar vader net maar in haar gesig gespuug het, sou sy nie 7 dae lank beskaamd wees nie. Laat sy 7 dae lank buitekant die laar opgesluit wees, en daarna mag sy opgeneem word. En hulle het Miriam 7 dae lank buitekant die laar opgesluit. En die volk het nie weggetrek voordat Miriam opgeneem was nie. Maar daarna het die volk van Haserot af weggetrek en in die woestyn Paran laar opgeslaan. En dan Psalm 51, ons lees daar vanaf die
3de vers, nadat Nathan daar by Dawid gekom het, Dawid sy toestand erken, en hy roep uit, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortreding uit na die grootheid van u barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid, en reinig van my sonde, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Vers 9, ontsondig by met hierop, dat ek rein kan wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Kosbaar wanneer ons dan ook sien hoe ons gevorder het in hierdie boodskap, hoe ons gesien het wat die woord van die Here vir ons ook kom wys het in hierdie reis van hierdie volk, en soos wat hulle ook deur hierdie reis gegaan het, die Here hulle kom verlos het, vry kom maak het hulle deur die Rooi See gevat, en nou is hulle besig om hier in die woestyn rond te swerwe, en 'n paar lesse wat hulle moes geleer het binne in hierdie hele gebeurtenis. En daarom dat ons, as ons net vinnig teruggaan na gisteraand se boodskap, dan sien ons hoe daardie onrein hart homself kom openbaar. Daardie eerste liefde wat hulle verlaat het, waar Mara gespreek het van die onvermoë om op die Here te vertrou. Die manna wat gegaan het oor die onbeheerste ongeduld. Mense wat ongeduldig is. En hoe sien ons dit nie met mekaar nie? Selfs binne in kerkverband, hoe ons ongeduldig met mekaar kan wees. By Raffidum, daardie twis en murmurering. Die tweede keer wat hierdie toets oor hulle pad gekom het, en is dit so, dat ons miskien 2 keer of 3 keer oor dieselfde hekkie sal gaan. Dat ons daardie toets baie keer sal moet oorskryf. Is dit te sê, as ons 1 keer daaroor oorwinning behaal het, dat dit nooit weer oor ons pad sal kom nie. Sina het gepraat van bandeloosheid, terwyl die Here daar gekom het om sy wet aan hulle te gee. Vir 'n jaar lank is hulle daar by daardie berg, sodat hulle kan hoor wat is die bevele van die Here, en hulle word daar op 'n besondere wyse onderrig. Maar ons vind in hierdie hele verhaal, daar was maar min geestelike groei in hierdie woestynlewe gewees. Daar was meer neerlaag as wat daar oorwinnings was. Hulle het gekom by daardie punt waar hulle lig geraak is, selfbejammering, woede, bedrieglike hart wat geopenbaar is in hierdie hele saak. En dit wys net vir ons, dit wys maar net vir ons, waar sit die probleem? Die probleem is opgesluit binne in die hart. En daarom, as ons verder in die woord van die Here gaan, dan sien ons ook dat daar hierdie 2 manne was, Nadab en Abihu, priesters, manne wat eintlik die geestelike leiding moes gegee het en 'n voorbeeld gestel het. En hierdie manne het die altaar van God het hulle ontheilig. Manne wat vreemde vuur voor God gebring het, terwyl die woord van die Here sê, daar moet onderskeid wees tussen wat rein en onrein is, tussen dit wat heilig en dit wat onheilig is. Maar hierdie 2 manne het God se saak ontheilig, maar God moes met hulle kom handel. Hy vat vir hulle weg. In die oorlog sterf daardie 2 manne, toe daardie altaar van God, of daardie ark van God, dan saam met die Filistyne dan ook weggeneem is. God kan nie toelaat dat sy heiligheid ontheilig word nie. En nou kom ons en ons sê almal, ons getuig daarvan, dat ons kinders van die Here is. Dat ons sê die Gees van God woon binne in ons. En nou moet ons dit mooi verstaan vanaand, dat dit die Heilige Gees is, wat in ons harte is. Hy kan nie saam met die besoedeling van hierdie ou natuur gaan nie. Daarom moet hierdie hart gesuiwer word, geheilig word. Ag, liewe toehoorder, dat die Here ook vanaand in ons harte sal kom spreek,
Dat ons by daardie plek sal kom, dat ons 'n leerbare gees sal hê. Sal toelaat dat die Heilige Gees my kan kom onderrig, dat ek daardie onderrigting uit sy woord sal ontvang. En dat ons by daardie plek sal kom, dat hy ons 'n oortuigbare gees vanaand mag hê. En as ek dit sê, dan wil ek vir u vra, wanneer laas kon die Gees van God met my gepraat het, sodat ek buig oor die woord van die Here? Waar die woord van die Here so in my hart gespreek het. Die Heilige Gees die oortuiging gebring het. En ek so geraak was deur die woord van God, dat ek nie anders kon as om uitgedryf te word en gaan buig het oor die woord van die Here nie. Wanneer laas het ek dit in my geestelike lewe ervaar? Is ons nie maar net soos hierdie ou volk hier in die woestyn, besig om rond te swerf, en ons kom nie agter dat die probleem binne in my hart is, soos ek reeds gisteraand gesê het, daardie verspiewende berg, gee hom net die regte geleentheid, en daardie verspiewende berg bars oop. Dan kom jy agter wat binne in daardie hart is. Mag die Here vanaand kom, en mag hy ons kom toon wat in ons harte skuil, sodat ons kan sien wat die Here ook in ons harte en ons lewens ook wil kom doen. Hierdie ou volk, as ons gaan en ons kyk daar in Numeri hoofstuk 11, dan is God nog nie klaar met hierdie volk nie. Hierdie volk begin weer eens te murmureer teenoor die Here. Hulle soek nou vleis om te eet. En die Here kom en hy sê, maar ek gaan vir julle soveel vleis gee, dat julle by daardie punt sal kom, dat daardie vleis by julle neusgate sal uitloop. Die vuur van God brand aan die kant van die laar. En ek wil, terwyl ek nou daaraan dink, net 'n regstelling maak vanaand. My vroukie was so gaaf om met my te praat. Dit was nie Jesaja wat met die baals gehandel het nie, en ek is jammer, ek is so in die woord gewees, dat ek nie besef het, dat ek by ou Jesaja vashak, en terwyl dit Elia was, né? En Elia daar by daardie besembos gekom, by daardie bos gekom, en homself gaan bejammer, en die Here sê vir hom, jy's nie klaar nie, ek wil jou nog gebruik. So ek vra verskoning dat ek jy miskien verwar het deur die verkeerde persoon te gebruik, was Elia gewees, né? En hier kom die Here, en hulle bekla hulle lot weer voor die Here, bekla dat dit sleg gaan met hulle, terwyl die genade van die Here oor hulle is, en letterlik onder hulle begin daar 'n brand, en die woord van die Here sê, en die volk het hulle voor die ore van die Here beklaag. Hoeveel keer kan ons eintlik maar getuig van die genade van die Here, en die goedheid van die Here in omstandighede. En ons gebruik dit baie keer, om maar met die witbrood onder die arm, soos ons Afrikaanse spreekwoord dit mooi stel, dan ook ons lot te bekla by mense. Is dit nie die probleem, hoekom die wêreld nie meer God kan raak sien, in die kinders van die Here nie? Ons kla meer as wat ons getuig van die goedheid van die Here, en so het hierdie volk dit gedoen. En die Here moes met hulle kom handel het, Hebreërs 13 vers 5, waar hulle gedink het, is daar 'n God onder hulle. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Wat het die Here gedoen, toe hy hulle deurgelei het? Toe die mense daar in die woestyn gekom het, die Here hulle onder sy sorg geneem, het hy die verantwoordelikheid vir hulle gevat. God vat verantwoordelikheid teenoor sy kinders. Waarom wil ons lot voor hom bekla?
Dat ons eerder meer God se genade sal raak sien, as wat ons die heeltyd voor mense ons lot bekla, en eintlik maar daaroor sê dat die Here nie goed genoeg is vir ons nie. So kom wys die Here vir hulle hart, en dat ons eerder moet vra, Here gee ons daaglikse brood, en op die Here moet kom vertrou. Dit bring ons dan by die gedagte waarby ons ook vanaand dan sal stil staan, en bietjie verder aangaan deur hierdie gedeelte. Daar word vordering gemaak op hierdie pad, maar daar is 'n ding wat begin roer binne in die laar. En daar so by die familie, het dit begin. Hierdie Aaron, daardie broer van Moses en die suster van Moses, begin onder mekaar te praat. En daar kom opstand teenoor Moses as die leier. En die probleem wat ontstaan is daar by die ou skindertong, waarvan Jakobus 3 vers 5 en 6 ook sê, dat hierdie tong het die vermoë om 'n groot vuur aan die brand te steek. God se saak lei gewoonlik skade, eerder as wat dit op bevordering van die evangelie uitloop, wanneer ons teenoor mekaar verkeerde goeie sê, en mekaar beskinder, en ek gee my oor uit vir daardie persoon. Want die woord van Here in Numeri 12 kom en hy verduidelik dit vir ons, hy beskryf daardie situasie. En Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy geneem het. Daardie moontlike vraag, moet ons nou onder Moses se leiding val? Het God net met die volk gespreek en nie met Moses nie? Hoekom moet God net deur Moses spreek? Is ons dan nie goed genoeg vir die taak nie? Moses moet uitgeskakel word. En so begin die skindery. En weet jy wat is die probleem? Ons besef nie dat ons met God te doen het nie. Numeri 12 vers 2 sê, en die Here het dit gehoor. Die Here het gehoor wat Aaron en Miriam gesê het. En God roep hulle by mekaar. Toe het die Here dadelik met Moses en Aaron en Miriam gespreek. Julle 3 kom na die tent van samekoms. En hulle 3 het opgekom. En wat gebeur met Miriam daarso? Miriam word melaats. Oor dit wat hulle gedoen het teenoor die man van God. Hoe onteer ons nie die gees van God baie keer in ander mense se lewens as ons begin skinder oor daardie persone nie? En dit is wat hulle hier gedoen het. Daardie vrou word onrein, en as ons gaan kyk na melaatsheid in die Bybel, dan praat dit van onreinheid. Daardie persoon moes afgesonder word, buite kan die laar, totdat daardie persoon deur die hoërpriester dan rein verklaar is, dan kon daardie persoon weer in die laar ingekom het. Maar dit is sonder daardie bloedoffer wat gebring moes word nie. Daardie persoon moes dan 'n bloedoffer gebring het. Dit spreek van wanneer ek onrein in my hart is, dat ek deur die bloed van Jesus Christus weer gereinig moet word. Ek moet agterkom, dis die probleem binne in my hart. Hier's 'n onreinheid. En die Here kom wys daardie onreinheid van die hart deur daardie vrou wat dan Miriam wat melaats moet word. Ons sien weer eens daardie verhaal van Korag, Datan en Abiram. Dieselfde gedagte, daardie selfverheffing. En hulle het ook gesê, maar Moses, ons wil jou nie as leier hê nie. Ons sal nou leiding vat. Ons wil nou 'n posisie hê wat bietjie hoër is as wat God aan ons gegee het. As ons gaan kyk na Korag, Datan en Abiram. Dit was manne wat dienswerk by die tempel moes gedoen het. Hulle moes daardie tempelgereedskap gedra het. 'n Groot verantwoordelikheid wat op hulle skouers gerus het. Maar dit was nie vir hulle goed genoeg nie. Hulle wou nog meer gehad het. Ag, sal ons maar net by 'n punt in ons geestelike lewe kom om te doen wat God wil hê ons moet doen.
Numeri 16 vers 2 sê, en hulle het opgestaan voor die oë van Moses saam met 250 man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering, manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam. En hulle het bymekaar gekom teen Moses en Aaron en aan hulle gesê, dit is nou genoeg. Want die hele vergadering, hulle almal is heilig en die Here is in hulle midde. Waarom verhef julle heel dan oor die vergadering van die Here? Sien nie wat het in hulle harte opgekom? Hoogmoed. Hoogmoed. Ek is net so 'n trappie bo jou Moses. God praat met my ook, nie net met jou nie. Luister bietjie na ons ook. Hoor wat sê hy? Dis nou genoeg. Want die hele vergadering, hulle almal is heilig. Ek wonder maar net, is die hele vergadering heilig? As daar selfverheffing kom, as daar trotsheid is, want wat sê die woord van die Here? Trotsheid kom tot 'n val. O, dat ons daardie nederige posisie sal inneem. En weet jy wat sleg is in hierdie hele verband? Hulle het na die owerstes toe gegaan. En hulle maak hulle ook op teen Moses. En hoeveel keer kry ons dit nie in die kerk nie? Een persoon gaan en hy gaan sê vir 'n ander persoon iets. En so begin die een vuur na die ander ene. En dit maak so dat hierdie persoon later ook opstaan teen 'n ander persoon. En God se saak ly skade daardeur. God se koninkryk ly skade. Gemeentes word vernietig deur daardie ding. Ek praat nie van geroepenes wat gesondig het. Daar moet met hulle gehandel word. As ek sondig van so 'n aard dat ek nie op hierdie kansel mee hoort nie, dan moet die kerkraad, moet die gemeente by daardie punt kan kom om te sê, dominee, maar jy het gesondig. Ons kan nie meer na jou luister nie. Daarom is dit so belangrik vir my, vir die kerkraadslede, vir die sustersbestuur, vir elke ene wat in 'n posisie dien, om 'n voorbeeld te wees. Soos Paulus dit kan sê, dat ek op hierdie stadium van my lewe van niks bewus is nie. As daar iets is dat ons met mekaar kan praat oor die dinge, dat dit hanteer kan word, dat ons bereid sal wees om die Bybelse weg te vat. Hulle was nie bereid nie, maar hulle was eerder bereid om teenoor daardie manne op te staan. En wat doen die Here? Hy laat nie met sy heiligheid speel nie. En wat sê hy vir die volk? Verwyder julle weg van hierdie manne se tente af. En Moses sê, as ek nie 'n man van God is nie, dan sal daar niks gebeur nie. Maar as ek 'n man van God is, dat daar iets gebeur, en die aarde skeur oop, en daardie mense met hulle huisgesinne, hulle kinders, alles, word in daardie aardbodem opgeneem. Wat 'n verskriklikheid wanneer mense teen God in opstand kom. Wanneer hulle teen die leierskap wat God daar gestel het, in opstand kom. Ons gaan verder. Wat het met hierdie volk gebeur? Die Here is nou by daardie punt wat hy hierdie volk deur die beloofde land wil vat. Hulle is maar 'n ou kort tydjie wat hulle daar in die woestyn is. En God wil hulle deurvat na hierdie beloofde land soos wat hy beloof het, om hulle daar vandaan uit te lei, om hulle in te bring. En nou vind ons daar die verhaal in Numeri 13 tot 14, waar dit baie duidelik uitgewys word, waar God hulle daar by Kades Barnea bring. Hy gee opdrag dat daar verspieders uitgestuur word. En toe daardie verspieders terugkom, wat doen hulle? Hulle het hierdie volk begin so beïnvloed, dat hierdie volk negatief raak om nie deur te gaan nie. Om nie deur te gaan waar God vir hulle die oorwinning wou gegee het nie. En wat doen hulle? Hulle haal hulle oë af van God af.
Hulle luister na wat mense sê en hulle besef, maar dit wat hier aan die ander kant is groter as my lewe. Want wat sê daardie verspieder? Hy sê, ons was so sprinkane in hulle oë en ons ook in hulle oë. Hulle maak die volk negatief en daar ontstaan ongeloof. Hulle haal hulle oë van die Here af. En hoeveel keer gebeur dit nie in die kind van God se lewe, in hierdie woestynlewe nie? Dat ons oë van die Here afhaal, ons kyk eerder na ons omstandighede, in plek dat ons na ons knieë toe gaan, en daar voor die Here gaan buig. En weet jy wat was interessant van hierdie 10 manne wat hulle negatief gemaak het, en ongeloof gebring het? Dat nie een van hulle het deurgegaan in die Kanaans lewe nie. Hulle het gesterf saam met daardie wat 20 jaar en ouer was in die woestyn. Maar daar was 2 manne gewees. 2 manne wat gesê het, maar ons het 'n God wat groter is as die probleme. Wat aan die Here vasgehou het. Hulle oë was gefestig op die Here. En al was hulle gevorderd in die jare, soos wat Caleb kon getuig het, ek was 40 jaar, was ek oud. En nou is ek al 80 jaar en my kragte is nog net so goed. 2 manne. Caleb en Joshua. Hoekom? Hulle oë was op die Here. Hulle geweet, daar is 'n oorwinnaar. Daar's een wat in my hart kan werk. En wat sê hierdie volk? Die volk wens 'n sekere ding toe. Hy sê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En God gee vir hulle begeerte. Julle lyke sal in hierdie woestyn lê. Numeri 14 vers 29. Naamlik al julle geteldes volgens julle volle getal van 20 jaar oud en daarbo. Julle wat teen my gemurmureer het. So daar was mense 59 jaar oud wat by daardie punt gekom het waar hulle nou deur daardie Jordaan kon getrek het en hulle wat onder dit was. Nie een bo 60 behalwe Joshua en Caleb nie. Liewe toehoorder, dit sê vir my net iets. Daar's min mense wat werklik met God deurgaan. Daar's min mense wat hierdie oorvloedige lewe leef wat God wil hê ons moet leef. Daar's min mense wat begeer in die tyd waarin ons nou lewe vir 'n rein hart vervul met die Heilige Gees. Want dis waarop dit neerkom. Waar kom die probleem? Hebreërs 3 en 4 kom en kan dit daar by die huis bietjie gaan deurlees. Hulle ongeloof en hulle ongehoorsaamheid maak dat hulle nie kan deurgaan nie. Hebreërs 3 vers 10 sê vir ons, daarom het ek vertoorn geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weë nie leer ken nie. Hy kom wys vir hulle waar lê die probleem, hier in die hart gewortel. Hebreërs 3 vers 12 sê, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Is ons nog op die merk waar ons moet wees? Het ons nie miskien afvallig geword nie? Het ons nie ons oë van die Here afgehaal nie? Daar is so baie mense, hulle besit soveel kennis van die woord van die Here. Hulle het gesien wat God gedoen het. Hulle het gehoor van sy bevele, maar hulle het dit nie gehoorsaam nie. Hulle het nie aan God vasgehou nie. Hulle oë was nie op die Here gefestig in hulle omstandighede nie. Dit waarvan Paulus dan ook sê, as hy daarvan spreek
in Hebreërs 5 vers 12 wat ons glo dat hy die skrywer van daardie boek was. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spyse nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spyse is vir volwassenes, vir die wat die geestes vermoë besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Mense wat al jare op die kerkbanke sit, mense wat al sekere posisies moes beklee het, maar hulle kom nie daarby nie, omdat hulle nie deurgaan met die Here. Hulle hou nie die Here vas vir daardie rein hart vervul met die Heilige Gees nie. En daarom het Hebreërs 6 vers 1 ons aanmoedig. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Ons moet nie bly by daardie redding nie, maar ons moet deurgaan met die Here. Maar dat die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke. Hierdie eerste beginsels, hierdie dinge waar ek moes al verby gewees het, daardie melkkosse moes ek al verruil het vir vaste kosse. Ek moet al geestelik ander mense kan leer en onderrig. Ek moet met mense 'n geestelike pad kan stap. Mense moet kan opkyk na my en kan sê, maar ek wil soos daardie oom, ek wil soos daardie tannie wees. Ek onthou dit in my geestelike lewe, daarso in Boksburg gemeente, was daar manne, was daar vroue gewees. En jy kon gesien het, dis heilige manne, heilige vroue gewees. Hoekom? Hulle het God se aangesig gesoek. Hulle het deurgegaan met die Here. Hulle het 'n verhouding met hom gehad. Die woord van die Here was vir hulle belangrik. Gebed was vir hulle belangrik. Kerkbyeenkomste was vir hulle belangrik. Biduurgeleenthede was vir hulle belangrik. Daar waar God met hulle kon ontmoet het, daar was daardie man en daardie vroue gewees. Hulle het erns gemaak met die saak. Maak ons nog so erns? Jy het miskien so 'n persoon wat vir u 'n voorbeeld was. Waar lê die ware probleem? En daarvoor moet ons na Markus 7 vers 14 en verder aan gaan kyk. En hy het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan. Waaroor moet hierdie verstaan gaan? Hierdie disippels is besig, loop daar in die land, gryp daar so are op die Sabbatdag. En nou kom hulle, en hulle hande is nie gewas nie, maar hulle eet hierdie are. En ek wonder hoeveel van u het al are so geëet. As jy hom aanhou byt, nê, daai koring, dan word hy later dan soos 'n chappie, nê. Het julle dit al agtergekom? Ja. Gaan eet bietjie koring en dan hou jy hom aan eet. Hy word later dan soos 'n chappie. Hulle het onrein hande gehad waarmee hulle gewas het. En nou roep die Here die skare bymekaar en hy kom wys vir hulle. Hierdie dinge maak 'n mens nie onrein nie. Want dit is ou wette wat hulle oorgelewer het. Daar is niks van buite af in die mens wat van die mens ingaan, wat hom onrein kan maak nie. Maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. En hy gaan voort en hy sê daar in vers 18, is julle ook sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein maak nie? Omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlike uit en maak al die voedsel rein. Hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie boosheid kom van binne uit en maak die mens onrein. Is dit wat ons in die volk gesien het daar in die woestyn? Ons het van hierdie dinge gesien. En die Here kom sê, dis nie daardie koringare wat hulle gepluk het, wat hulle geëet het, wat jou onrein maak nie. Maar die probleem lê gewortel in die hart van die mens.
Daardie slegte gedagtes, dit wat hierbo kom dryf, dit waarin ek plek gee en letterlik dit oordink. Wanneer ek ander mense wil seermaak, skade vir ander wil bring, daardie besoedeling wat plaasvind, die egbreek, ontrou in die huwelik, egverbreek. Ons sien dit aan die orde van die dag. Mense wat hoeveel jare getroud is. En dan kom 'n man en hy sê, maar ek het jou nie lief nie, of 'n vrou, ek het jou nie lief nie. Terwyl hulle 25, 30, 40, selfs by 50 jaar al getroud was. Hoe verwronge en verdraaid is die geslag nie, terwyl die Here daarteen waarsku. Hoerery, onreinheid en dit wat in die hart kom skuil. Daardie mense, soos die woord van die Here ook kom sê, moord. Ag, kan dit wees dat iemand in hierdie toestand moord kan pleeg? Ja, Dawid het dit gedoen. Want die een sonde het na die ander sonde gelei. En liewe toehoorder, dit was nie die eerste keer wat hy net daarna Batseba gekyk het en nou het hy haar genooi nie. Ek glo dit was by telke male en hierdie ding het by sy hart begin groei. En later doen hy daardie sonde met haar en later van daardie sonde af, sommer na daardie man van haar toe. En hy moet sommer op die voorgrond toe kom, want hy moet sterwe. Hierdie vrou is swanger, ek moet dit probeer wegsteek wat nou hier gebeur het. Ek as koning kan mos nou nie hierdie onreinheid toelaat nie. Here stuur 'n man na hom toe en ons sal nou by daardie gedagtes gaan stil staan. Ja, selfs moord, diewery. Liewe toehoorder, daar was 'n tyd toe daardie herlewings uitgebreek het, waar daardie myners, al daardie gereedskap wat hulle daar so by die huis gehad het, wat hulle gesteel het by die werke, het hulle teruggevat na die myn toe, onder diepe sondeoortuiging. Daar het daardie introspeksie plaasgevind, maar daar het ook restituisie plaasgevind. As ek ernstig is met die Here, is daar nie dalk iets wat nog daar so by die huis is, wat ek daar by die werk gevat het, wat nie aan my behoort nie. Hebsug, daardie sieklike sug na meer, wêreld kan my nie versadig nie, die boosheid wat daar in die hart is, moedswilligheid, skade, bedoeling om iemand skade aan te doen. Bedrog, hierdie woordjie bedrog is om uit te lok. Die praktiese daarvan is dit wanneer ek gaan visvang en ek sit daar die aas vooraan, dan lok ek daar die vis uit om daar die aas te vat. En so lok ek mense uit om sekere dinge te doen, sodat hulle die verkeerde kan doen en ek dan kan sê, maar sien jy, jy's 'n kind van die Here, kyk net wat doen jy nou? Losbandigheid. Die volk het dit vir ons daar by Sinaï gewys, toe hulle eie afgode gemaak het. Hulle wil nie onder die bande van God gebind word nie. Hoeveel mense sê vandag, ons is nou net onder die genade, ons is nie meer onder die wet nie. En hulle wil daardeur kom sê, maar ag, ons kan nou maar sondig. Ons is onder die genade van die Here. Ons is almal kindertjies van liewe Jesus. Ons is almal op pad hemel toe. Liewe toehoorder, dit is 'n leuen wat uit die hel uitkom, waar die Satan aan die brand gesteek het in mense se harte. Afguns, jaloesie, lastering met woorde wat ek mense probeer verwoes. Iemand se reputasie met woorde vermoes. Hoogmoed, dwaasheid, en so kan ons alles aangaan. En wat sê Markus 7 vers 23? Al hierdie booshede kom van binne en maak die mens onrein. So waar lê die probleem? Die probleem lê in my hart. Die hart is onrein. Hy moet gereinig word, sodat ek gevul kan word met die Heilige Gees. Ja, daar is kere wat daar oorwinnings is. Hulle het dit gehad daar in die woestyn. Ekskuus, ek het nou al 'n hele klompie van die goeters het ek oorgeslaan. Daar in die woestyn het hulle ook oorwinnings gehad. In Eksodus 17 vers 8 tot 16, waar hulle oorwinning oor Amalek gehad het. Numeri 21 vers 24, waar die Amoriete oorwin en verslaan is. En die Midianiete in Numeri 31. So dit was nie net neerlaan nie, daar was ook oorwinnings gewees. Maar is 'n val en 'n opstaan lewe.
Dan is ek op die kruin van die golf, dan is ek daaronder. En dit voel maar hier soos dinge wat nie uitwerk nie. Soos ons gisteraand gesien het wat Paulus daarvan getuig. As hy sê die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dinge wat ek nie wil nie, dit doen ek. Hierdie stryd wat in my binneste is, ag, dit werk nie uit nie. En ek kom agter dat ek myself bedrieg het vir so lank miskien al. En ek sit so lank op die kerkbanke en ek dink ek is gevul met die Heilige Gees en ek het 'n rein hart, terwyl die woord van Heer sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe, wie kan dit ken? Deuteronomium 8 vers 2. En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God nou al 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing. En die Here het my deur hierdie omstandighede gevat, eintlik, om vir my te wys dat hier 'n onreine hart is, dat daarmee gehandel moet word. Die kruks van hierdie saak is, waar die probleem van hierdie mislukkings lê, die oorsprong daarvan is 'n onreine hart, en hierdie hart moet gereinig word. En wanneer ek besef die dinge wat in my hart kom skuil, om soos Dawid toe Nathan daarna om toe gegaan het, om te erken, Here, daar's fout in my hart. 2 Timoteus 2 vers 21 sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig. Wanneer ek by daardie punt kom en ek besef, Here, maar ek is besoedel. Hierdie hart van my is onrein. My verhouding met U ly skade daardeur. Ek het dit gisteraand vir U gesê, dit gaan nie meer oor kunskap nie, maar dit gaan oor my verhouding nou met die Here. My verhouding ly skade, Here. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Hoe gaan ek dit kry? Hoe gaan dit kan plaasvind in my lewe? En dit is om daar na die bloed van die Here Jesus Christus toe te gaan. Daar by die bloed van die Here Jesus Christus vir hom te vra, om my hart te kom reinig, om my hart te kom skoon was. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Nathan kom by hom, sê, jy is die man. God stuur hom. Daar nie 'n boodskap vanaand, miskien vir u en vir my, waar die Here vir u moet kom sê, maar u is die man, u is die vrou, waar daar die onrein hart is. In plek soos Judas Iskariot homself te gaan ophang, het Dawid gekom by 'n punt waar hy gebuig het in berou voor die Here, en hy besef hierdie toestand van sy hart, en hy roep uit, wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortreding uit na die grootheid van u barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van die sonde. Hy besef, hier soos individuele sondes wat my onrein maak, en hy besef die toestand van sy hart. En nou sê hy ook, want ek ken my oortreding, ek het bewus geword daarvan, onder die oortuiging van die Heilige Gees. En my sonde is altyd deur voor my, vir 9 maande lank. Liewe hoor, jy kan maar gaan lees in die woord. Die Here het voor die tyd met my Dawid gepraat, tot daar die sonde met Batseba, en die dood van haar man Uria. En wat gebeur? Vir 9 maande lank, is God se stem stil in Dawid se lewe. Totdat God vir Nathan na hom toe stuur, en met hom gaan praat, sê, jy is die man. En toe hy daarmee kom handel, toe kom die Here en hy kom herstel vir hom. Want hierdie man sê, want ek ken my oortreding en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Hy besef hierdie toestand van hierdie hart, hierdie stryd in sy binneste. Hy besef hierdie is die oorsprong van hierdie dinge. En daarom het hy in vers 9 kom sê, ontsondig my met hysop. Kom haal dit uit.
kom verlos my van die liggaam van hierdie dood, hierdie inwonende sonde, kom maak dit dood in my lewe, kom haal dit uit, was my dat ek witter kan wees as sneeu, skep vir my 'n rein hart, o God. Besef my toestand voor die Here. Ek besef hier sit die probleem, hier binne my hart. Die Here dryf my uit om sy aangesig te soek. En nou sê in vers 14, gee my weer die vreugde van u heil. Ek het dit eens besit, Here, in 'n dieper verhouding met u gestaan, maar daar het iets tussen u en my ingekom, en dit is hierdie onrein hart. Kom gee vir my weer daar die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Waar staan u by die Here vanaand? Waar staan u ten opsigte van sy woord? Het die woord van God nie in die hart vanaand kom spreek nie? Die Here vir u kom wys het. Net soos in Dawid, sit met 'n onrein hart. Nie die dinge wat ingaan wat my onrein maak nie, maar dinge wat uitkom wanneer daar op my knoppie gedruk word, en dit kom wys, maar hier's 'n probleem binne my hart. Dink aan die hele pad waar langs die Here julle nou al 40 jaar lank gelei, tot jou verootmoediging en beproewing, om te toets wat in jou hart is. Hoe lyk u hart voor die Here vandag? Kan jy met eerlikheid voor die Here sê, Here, my hart is rein, my hart is uitgesuiwer, ek is gewas in die bloed van die lam, daar's nie iets tussen u en my vanaand nie. Moet ek by daardie plek kom, en besef my hierdie woord is vir my. Jy is die man, jy is die vrou, en die Here wil hê ek moet buig, dat die Here my hart kan kom reinig, want hy kan my nie kom vul met sy Heilige Gees, vervul met die Heilige Gees, diensbaar maak, 'n bruikbare instrument, alvorens daar nie 'n rein hart is nie. Sondagoggend bietjie meer daaromtrent. Amen. Kom ons bid saam. Ek wil vra, almal se oë gesluit, niemand kyk rond nie. U weet of die Here vanaand met u gepraat het. U weet hoe lyk u hart vanaand voor die Here. Ek wil maar vra, kom ons hou ons oë toe. Ons kyk nie rond nie, ons gaan nie kyk wie steek hand op en wie steek nie hand op nie. Maar as die Here vanaand met u gepraat het, dat u net vir my aanduiding sal gee. Here, u het vanaand met my gepraat. Steek jy hand op en laat sak, te dankie, ek sien daar die hande. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord, dat u woord kom sny. U sê immer vir ons, u woord is soos 'n tweesnydende swaard, wat indring tussen siel en gees, tussen gewrig en murg, en wat 'n beoordelaar is van die oorlegging van ons harte. U ken die harte, u deursoek dit, en u het die soeklig vanaand ook laat val. Mag u genade skenk, mag u deurgaan met daardie persone wat ook vanaand erkenning gegee het, maar Here, u het met my gepraat. Hierdie woord het tot my gespreek. My hart is onrein, ek is nie op die regte plek nie. Daar's dinge tussen u en my. Ek wil kom regmaak. Dat hulle ook sal deurgaan met u vanaand, en dat die Gees van God hulle nie alleen sal los nie. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Liewe toehoorder, ek het hier 'n boekie, eintlik 'n traktaatjie deur ou dominee Chris